Jesus het vir my gelei in oor Rut. Die storie van Ruth of Rut, nee. En Ruth en Boaz. En dis 'n mooi storie, 'n mooi verhaal in die Bybel en ons nog nie begin nie, suster, moenie worry nie. Ek vertel maar net so lank. En Jesus het ook met my oor 'n paar ander vrouens in die Bybel gewerk. Onder andere Rachel en Lea se verhaal en Esther. Ek weet ons het al oor Esther gepraat hier so 'n paar maande terug, maar daar's net iets van die vrouens in die Bybel en dan het ons ook die Spreuke 31 vrou. So in Spreuke 31, die laaste hoofstuk van Spreuke of Proverbs, verduidelik die laaste paar verse van vers 10 of 11 af omtrent. Verduidelik vir ons self die ideale vrou, wie die ideale vrou is en hoe sy is. En toe het ek gedink, dalk wil die Here hê ons moet soos, ek weet nie, 'n studie doen van die vrouens in die Bybel, maar ek was nie seker nie en op die ou mense, die name wat, daai is die name wat vir my uitgestaan het. Ek weet nie of gaan Jesus laat ons oor almal praat vandag, of net oor 'n paar van hulle, of dalk selfs net oor een van hulle nie. Ons sal sien, maar ek weet veral gaan ons verseker wel op die stadium, is die leiding dat ons oor Rut gaan praat, dat ons deur die verhaal van Rut gaan. Dit is so 'n mooi liefdesstorie in die Bybel. Maar, op pad hiernatoe, toe lei die Here my ek moet stop. I don't know if I took very long to come pick you up, but the Lord led me to just stop by the side of the road en net weer daar verder te bid. En soos ek toch sit het en soos, okay, Jesus, wat, ek wag. Toe skielik vat die Here my na Job toe. En toe ervaar ek ons moet dalk begin by 'n stukkie van Job. Wat so vreemd klink, want Job is soos, Job kan 'n moeilike boek wees om te verstaan en dit is daar's baie seer in Job. Ken julle die storie van Job? Nie eintlik nie. Okay. Dis reg. En ek sal nou vinnig saam met julle deur dit gaan. Ek gaan die hoofstuk vind. Dan gaan ons eers gou bid. Okay. Ons kyk net hoe Jesus bly. So ek dink voor ons begin, kom ons sluit net die oë en gee ons die tyd vir Jesus. Dankie Abba Vader dat U ons hier vandag aan mekaar gebring het. Dankie vir wie U gekies het om hier te wees vandag. Dankie Jesus, ek weet so absoluut, U het 'n spesifieke plan vandag. En al weet ons nie presies waarheen dit gaan nie, ons weet U is reeds in beheer en dit wys net dat die boodskap nie van my afkom nie, maar van U af. Dankie vir die voorreg dat U my gekies het om hierdie boodskap te kan bring vandag. En steek my weg, laat U nie my sal sien, maar laat U sal sien. Dat ek niks uit myself uit sal sê nie, Abba, maar net alles wat U gee. Dankie Heilige Gees dat U self kom praat, U self die mense kom leer. Dankie dat U elke vrou hier so kom aanraak en die seentjies so agter ook. Dankie Koning Jesus. Soos ek vroeër gevra het, dankie dat die boodskap absoluut transformasie in ons elkeen sal bring. En elkeen wat hierdie boodskap hoor, elkeen onder die geklank van my stem, dat hulle getransformeer sal wees. Dankie Jesus dat U vir ons die sagtheid van 'n vrou oopmaak, maar wys hoe daar steeds krag is in vrou wees, in daai sagtheid. Jesus, help ons om elkeen op te staan in wie U ons gemaak het om te wees. Dat ons nie iemand anders probeer wees nie. Dat ons nie verloor daai uniekheid wat U in elkeen van ons geplaas het nie. Dankie dat U altyd in beheer is, dat U in die detail is. Dat U plan altyd sal geskied. En niks kan inbraak maak op dit nie. Dankie Koning Jesus, ons vra Abba dat U net ons ore sal in-tune stel vir U, dat ons U stem sal hoor. We ask You to remove every distraction, Lord, that our hearts be focused on You and You alone. Dankie vir U vrede wat net hier neerdaal. Dankie Koning Jesus vir duidelikheid, dat ons die boodskap maklik en duidelik kan verstaan en ons eie maak. Dankie dat U self kom praat en U self hierdie lei. Ons gee dit alles aan U oor, ons vertrou U Koning Jesus. In Jesus almagtige naam. Amen. Okay, so, as ons kan blaai na Job toe, ons begin in Job hoofstuk 39, gaan ons begin mee. Nou, die verhaal van Job, net om vir julle kortliks te vertel waaroor dit gaan, en dis nie, ons wil nie hier lank bly nie, maar ons kyk hoe die Here lei. Maar Job was 'n man, hy was baie welaf, dit het goed gegaan met hom, hy het die Here gedien. Sy kinders nie noodwendig nie, hulle het baie gekuier en hulle eie ding gedoen, maar Job het altyd bly bid vir hulle, nie toegemaak en vergifnis gevra vir hulle onthulwe. Maar hy was skatryk, baie goed gegaan met hom, kind van die Here absoluut. En toe
die Bybel verduidelik eintlik dis regtig 'n boek wat jy kan 'n studie van gaan doen. Dis so interessant, maar die Bybel verduidelik hoe op 'n stadium dan dit skep ons hierdie prentjie van die troonkamer en dit wys vir ons amper soos 'n court, nee, 'n hof waar God op die troon sit. Dis die beeld wat geskep word vir ons. En dan kom as al die engele en hemelse wesens is daar vir God, maar ook Satan. Nee, dit sê Satan of in die Hebreë woord as ons dit translate is dit the accuser. So dis vir jou is hy accuse ons. Ons weet hy is net sleg. Maar dit sê in hierdie beeld wat geskep word is Satan voor God se troon. En hy vra vir God, Satan vra vir God, hy wil iets doen aan Job, né? En God sê eers het hulle gesprek en God sê, het jy al gesien my diensknegt Job? Hy's so wonderlik. Hy's 'n opregte kind van God, jy weet, hy leef soos 'n goeie voorbeeld. En dan sê die duiwel of Satan sê vir God, is maar net omdat jy hom bless en omdat jy hom beskerm. Dis al hoekom hy jou dien. En God sê vir hom, dit is nie so nie, maar dan die punt van hierdie beeld is die duiwel, Satan moet vir God vra voor hy iets aan ons kan doen. En God sê toe in daai geval, hy sê toe hy laat dit toe, is reg, gaan probeer chaos veroorsaak in sy lewe, maar jy mag niks aan Job self doen nie. Nee? En dan gaan hy en die duiwel gaan uit en dan hy saai verwoesting, dis wat hy doen, dis al wat hy ken om te doen. Hy Job se seuns gaan dood, Job se vee uit soos klomp cattle en diere gehad, so basies Job verloor dan alles. En op 'n stadium is Satan weer voor God se troon, hy vra weer, maar jy weet, hy wil meer, want deur al hierdie het Job bly om God te loof en te prys, hy het nooit afgedraai van God af nie, of weggedraai nie. En Satan sê vir God, nee, maar dis want hy's nog steeds, hy's beskerm, jy weet, daar's nog steeds, ek gaan hom kan kry om teen jou te draai, want dis wat die duiwel wil doen, hy wil net ons verhouding met God seermaak, en hy wil net hê dat ons betwyfel in God of wegdraai. En dis wat ons absoluut sien in hierdie. En God gee toe vir hom die toestemming om nog meer te gaan chaos saai in Job se lewe, maar God sê vir hom, jy mag hom nie doodmaak nie, jy mag sy lewe nie aanraak nie. En dan kry ons 'n punt waar Job, dit gaan regtig swaar, so hy het alles verloor, en nou begin sy fisiese liggaam begin siektes en goed kry, sy kry die bulte en dit jip en dis seer en naderhand dit gee ons hierdie prentjie van Job wat half net hier op 'n hoop sit en hy krap hom met stukkies soos pottery, vir gebreekte pottery hy kry nie verligting nie, dis is fisies wat dit nou aangeval word. En hy het hierdie 3 vriende, vriende sê hulle, maar hulle is nie baie ondersteunend nie, maar waaroor hierdie gesprek dan tussen die vriende gaan, hulle het nie 'n volle prentjie, hulle het nie regtig 'n regte begrip van wie God is nie. So nie Job of hierdie 3 vriende nie. Alhoewel Job God reg dien, hy het nie 'n regte beeld van wie God is nie. So hulle begin nou debatteer, maar hoekom gebeur hierdie met Job? Sy vriende is basies in kort, dis nou maar net 'n opsomming, is van mening dat God is altyd regverdig. So dit beteken as daar sleg is, iets wat sleg gebeur, dan hulle sê moet dit wees dat Job iets verkeerd gedoen het. Dis die opsomming wat sy vriende basies by uitkom. Job sê, maar hy weet hy het niks verkeerd gedoen nie, hy weet hy is innocent, hy is nie guilty nie. So, en hy, dan al wat hy dink, Job dan begin dink, onthou my, dis 'n lang tyd wat hy aangaan en hy het regtig gesukkel, dit was 'n moeilike trials wat hy deur. So Job se konklusie is op die einde, hy weet hy het niks verkeerd gedoen nie, so al wat dit kan beteken is dat God dan nie 'n regverdige God is nie, wat ook nie reg is nie. So dis nie altyd wat Job se vriende gesê het, dat as er iets sleg gebeur, dan beteken dit jy is sleg nie, of jy het iets verkeerd gedoen nie. Dis nie hoe God werk nie. Ons weet in vandag se lewe, prys die Here, ons het 'n volledige Bybel, nie net Ou Testament nie, en Jesus het gekom en hy het vir ons kom leer en kom reghelp. So ons het 'n beter verstaan as wat die mense daai tyd gehad het, en ons het die Heilige Gees in ons. So ons weet nou dat slegte dinge nie net gebeur met slegte mense nie, dit gebeur ook met goeie mense. En dis nie van God af nie, God is net goed. Niks sleg kom van God af nie, maar dit kan toegelaat word, en altyd is dit vir iets goed.
So, daar's 'n bekende gesegde wat sê, God takes what the enemy meant for evil, and he turns it for good. Nee, en dit is absoluut wat God doen. So, al lyk dit hoe swaar, hoe sleg, God sal nooit iets oor ons pad laat kom, wat hy nie weet ons kan hanteer nie, en wat ultimately gaan goed uitwerk vir ons, want ons weet, alles werk ten goeie mee vir ons, nee? So al voel dit sleg in die oomblik, aan die einde gaan dit veel beter uitkom sê, as wat ons sou gehad het of ingeloop het, as dit nie vir daai was nie. Want God bless ons abundantly, so al is ons swaar kry, ons sal altyd beloon word vir daai swaar kry. So, hulle altyd was verkeerd, want dis nie, en ons weet, Job se idee van dat God dan nie 'n regverdige God is, dis heeltemal verkeerd, maar dis uit 'n plek van desperaatheid, en wat hy het nooit teen God gedraai nie, sy vrou het vir hom gevra, naderhand gesê, draai nie teen God, jy weet, dalk gaan dit help, maar hy het nooit teen God gedraai nie, maar hy het begin om 'n verkeerde idee van God te kry. En dis wat baie keer kan gebeur met mense, as hulle sukkel, of hulle voel, hulle kry nie dadelik antwoorde nie, hulle sien nie dadelik hulle gebede werk nie, maar God sê nie ons moet lewe met wat ons sien nie, wat ons voel nie, hy sê, live by faith, we walk by faith and not by sight, nee? Soos net geloof, en ons weet, geloof help ons, of gee ons die vermoë om te kan sê, maar ek weet, alles werk ten goeie mee met my, vir my. Al sit ek hier op 'n hoop, en ek myself krap met pottery goed, ons weet nou, Jesus het vir ons genesing gebring, met die kruis, so ons nie dieselfde situasie as met Job nie, maar ons kan nou self in moeilike tye sê, maar ons weet alles werk ten goeie mee, want dis wat geloof vir ons doen, dis wat die Heilige Gees ons help om te doen, en dit verander ons situasie. Anyway, nou, toe kom nou 'n ander man, ek gaan kyk of ek sy naam gaan hier kan, Elihu in Engels, of, wat is dit nou? Is ook Elihu in Afrikaans, ek kan, dis maklik. Hy is al 'n meer wyse man, ons weet nie presies wie hy is, of waar hy vandaan kom nie, maar hy kom met wysheid van God, en hy sê dan basies vir Job, maar wat jy sê is nie reg nie, en wat jou vriende gesê het is nie reg nie, God is 'n regverdige God. En dan na ruk, en ons is nou aan die einde van Job al, of meer aan die einde, Job roep uit, en hy sê, Here wat, ek het hulp nodig, ek het leiding nodig, wat gaan aan, en dan kom God, en dis die stukkie wat ek ervaar ons vandag moet lees, maar julle het of net daai konteks nodig, maar dis hoofstuk 39. So wat gebeur het, God kom en hy kom antwoord hom, daar's 'n hele lang stuk, maar ek wil nou nie te veel van die tyd hierso spandeer nie. Okay, wag, ek begin maar by 38, ons kyk dalk so ons het hier en daar lees. Ekskuus, hoofstuk 38, so, okay, ja, ons kyk maar net hoe die tyd uitwerk, hoe Jesus het lei. Maar wat hier gebeur, na Job uitgeroep het, na hulle nou hierdie verskillende debatte gehad het van, hoekom dit gebeur en so, toe kom God en hy kom antwoord vir Job. In hoofstuk 38, ek gaan dit net in Engels lees vir julle, maar julle kan saamvolg in die Afrikaans, voel ek al. Then the Lord answered Job out of the whirlwind and said, so, God het toe in soos 'n groot wind gekom, en in hierdie wind het God vir Job kom antwoord. En hy sê, who is this who darkens counsel by words without knowledge? Now prepare yourself like a man, and I will question you, and you shall answer me. So basies wat God vir my kom sê is, jy het my al hierdie vrae gevra, maar laat ek nou vir jou die vraag kom vra. En in hierdie vraag gaan God om antwoord, né? So God sê, okay, kom berei nou voor, ons gaan nou 'n gesprek hê, soos wat jy nou nog heeltyd wil hê. Ek gaan jou vrae vra en jy gaan my met antwoord, en dit gaan nou vir jou help om te verstaan. Nou begin God, en hy sê, where were you when I laid the foundations of the earth? Tell me if you have understanding. Who determined its measurements? Surely you know, or who stretched the line upon it? To what were its foundations fastened, or who laid its cornerstone? When the morning stars sang together, and all the sons of God shouted for joy? Or who shut in the sea with doors, when it burst forth, and issued from the womb? When I made the clouds its garment, and thick darkness its swaddle band? When I fixed my limit for it, and set bars and doors? Dan gaan hy so aan, voor ons verder lees, basies wat God vir my so sê is, hy praat hier van die formering van die heelal, van die skeping, nee? En hy sê vir hom, nog voor God die fondasies van die aarde gelê het, waar was Job gewees? Was hy daar?
En basies al hierdie vrae wat hy hom vra, en hy sê soos die uitspans van hoe weet jy wat die mate is van die heelal wat ek geskep het, en was jy daar toe die hoeksteen gelê is, en was jy daar toe die sterre gevorm is en gesing het vir my. Al hierdie vrae vra God om vir Job te kan laat verstaan, maar eintlik Job sien nie die groot prentjie nie. Job is nou maar eers wat hy lewe, en sy lewe is so kort stukkie, maar God is al van ewig af daar, en hy het alles gevorm, en God se hand is in die detail van alles, né? So dit wys vir Job, maar dit wys ook vir ons, dat God is soveel groter as wat ons kan verstaan. En daar's dinge wat in plek gestel is, wat ons nie eens van weet nie. En God het dit daar ingestel vir 'n rede. En as daai goed nie reg werk nie, dan gaan niks bly staan nie. So God het seker gemaak dat die see tot op sekere punte kom, dat die wolke net tot op sekere punte kom, dat die son opkom op die regte tyd, dat die maan weer skyn in die aande. Al die dinge het God in plek gesit. Ons het nie eens 'n verstaan daarvan nie. Ons probeer, die wetenskap probeer dit uitfigure, net al baie uitgefigure, maar nog nie alles nie, maar daar's details wat ons nog nie eens van gehoor het nie, wat ons nog nie eens van weet nie. En as daai details nie in plek geweef was deur God nie, dan sou ons nie kan bestaan nie. So hy verduidelik net hoe groot en almagtig hy is en hoe absoluut in beheer hy is. So ons kan omblaai en ek gaan kyk of hy in die Afrikaans ook so maklik kan sê. As ons kyk, so basies die hele hoofstuk 38 en 39 en so gaan so aan oor hoe God net vir hom laat verstaan, maar hy is so groot en wonderlik. Ons kyk sommer gaan hoofstuk 38 vers 28. Sê God vir hom, het die reën 'n vader? Of wie verwerf die deudruppels? Uit wie se moederskoot het die ys te verskyn? En die ryp van die hemel, wie behaar dit? Die waters word hard soos 'n klip, en die oppervlakte van die watervloed sluit aan mekaar. So daar vertel God van die reën. Verstaan jy op waar dit vandaan kom? Hoe kan hy dit self maak? Kan hy self sê wie dit gevorm het en hoe dit gaan neerdal, wanneer dit gaan neerdal? En die ys, hoe water ys word en word kliphard, kan Job dit laat gebeur van self en kan hy verstaan hoekom dit so gebeur? Dis tot in die kleinste goed soos ys en God is in groot en klein. Okay, en dan raak dit baie interessant. Hoofstuk 39. Dan begin God half meer van die diere praat. En hy sê, kan jy prooi jag vir die leeuin of die honger van die jong leeu stil maak? En daai vir ons aangaan, Psalm, is dit 104 dink ek. Ek sal dit moet check vir, maar ek dink dit is Psalm 104. Praat van die skepping en hoe God vir die leeu's onder andere, maar vir al die diere hulle kos voorsien. En hoe God die skepping nuut maak elke dag, né? En hoe die sterre uit en alles is in God se hand. En dit is my so mooi om te dink, as God nie, ons dink so, of ek is geneig om te dink, ek weet God voorsien vir my, God voorsien vir die mense. Maar hy voorsien vir die diere ook. Elke dier het kos, want God voorsien vir die dier. En die diere weet dat hulle bron God is. Hulle verstaan dit, ons raak net so ons bietjie mekaar. Anyway, dan vers 4 sê, weet jy die tyd as die steenbokke lam? Neem jy dit waar as die takbokke voortbring? Tel jy die maande wat hulle dragtig is en weet jy die tyd dat hulle lam kom? So hier praat hy van bokkies en hoe hulle geboorte skenk en hy gaan later in 'n bietjie meer dit aan, maar hy sê ek was daar, ek het dit geskep, ek het dit so in plek gestel. Daar's 'n rede vir hoekom elke bok 'n sekere lengte tyd die babatjie dra wanneer die babatjies gebore word en alles is God in. So jy kan nie tyd daarin spandeer. Ek dink nie is noodwendig nodig om verder aan te gaan nie, maar die punt daarvan is God is soveel groter as wat ons besef. En hy is so in detail betrokke, en selfs detail wat ons nie eens aan dink nie, of wat ons nie van bewus is nie. Is God absoluut betrokke, en dit behoort vir ons net rustigheid te bring, te weet dat, wow, God is in beheer. Hy is in beheer van elke detail van my lewe. Ek hoef regtig nie te stres nie. Okay, so, nou, as julle vir my na Rut te kan draai, dis bietjie meer na links in die Bybels waar ons nou was. Is Rigters en dan Rut. Okay, so. Wie ken die verhaal van Rut? Ruth, ken sy se? Awesome, dit is 'n awesome boek. Ek is so opgewonde. So ek gaan net, daar's 'n paar dinge wat ek vir julle wil uitwys.
Ek ervaar om net so 'n vinnige tipe van 'n opsomming te doen van die boek en dan in meer detail te gaan oor verskillende elemente. So, ek gaan eers net kortliks soos ek nou met Job gedoen het, net so vinnig deur die verhaal vertel, soos 'n opsomming amper, en dan wil ek vir julle 'n paar interessante details wys van hoe dit geskryf is, en dan van ons, kyk hoe Jesus lyk. Dit begin, dan sê dit vir ons in hoofstuk 1 vers 1, en in die dae toe die rigters geregeer het, was daar hongersnood in die land. Daarom het 'n man uit Bethlehem Juda weggetrek, om as vreemdeling te vertoef in die veld van Moab. Hy en sy vrou en 2 seuns. Die naam van die man was Elimelech, en die naam van sy vrou was Naomi, en die naam van die 2 seuns was Mahlon en Chilion. Efratite uit Bethlehem Juda, en hulle het gekom in die veld van Moab en daar gebly. En Elimelech, die man van Naomi, het gesterwe, maar sy het haar 2 seuns oorgebly. So voor ons aangaan, dis Israeliete wat getrek het na 'n ander land toe. So God het die Israeliete mis vrygemaak en is in Israel, maar hierdie mense trek weg, want daar was 'n hongersnood gewees en hulle het kos nodig en daar's armoede, so hulle trek weg op soek na iets beter. Maar waarheen hulle trek na Moab toe, dit is nie deel van Israel nie, en dit is nie deel van God se mense nie. So hulle het eintlik in ander kultuur, ander plek ingetrek, God se mense al verlaat, maar hulle het nog steeds God gedien nie, maar hulle het net in 'n ander area aangegaan. Maar die reël is, as ons terugkyk in die Ou Testament, in die reëls en goed, dan hoor ons dat God sê, die Israeliete moes nie getrou het met mense wat nie Israeliete is nie. Dit is soortgelyk aan die Nuwe Testament wat vir ons vertel, to not be unequally yoked, nee? Of ons moenie getroud wees met unbelievers nie. Ons moet mense wat glo, ons moet trou met mense wat glo, want ons kan nie dink deur ek is gered, maar hierdie man is nie gered, nou as ek met hom trou gaan hy gered word. Dis nie hoe dit werk nie. As 'n mens jouself in daai situasie bevind en jy kom tot bekering, dan God werk met jou en God sal jou lei wat om te doen in daai situasie. Maar oor die algemeen sê God dit, want mense gaan nie kan verstaan nie. Soos as sê my jou man is nie 'n gelowige nie, gaan hy nie verstaan hoekom jy die Here dien nie. Hy gaan nie verstaan hoekom hy nie eerste plek in jou lewe, maar hoekom Jesus eerste plek. En hy gaan jou nie kan reg lief hê nie, want Jesus is liefde. En as hy nie Jesus ken nie, dan ken hy nie ware liefde nie. So daar's 'n rede hoekom Jesus hierdie goed vir ons sê. Maar ook in die Ou Testament, keer op keer, elke paar jaar gebeur dit, en veral as jy Rigters lees, en die Rigters is daar om die Israeliete te help het terug te bring na Jesus toe. Dan kom daar ander mense in, want hulle het stelselmatig probeer meer land terugkry. Dan is ons oorloë en goed, maar dan soos hulle in 'n nuwe plek inkom, stad of so, dan staan nog van die mense van daai vorige geloof en kulture is daar, en so dan meng die Israeliete met hulle, en dan begin hulle afgode dien, en dan verval hulle, en dan draai hulle weg van God af, en rig God 'n rigter op, dan kom hulle weer terug na God toe, en dan kort verlang, dan verval hulle weer, want dis wat gebeur, as 'n mens meng met die wêreld, en dis hoekom Jesus vir ons sê, ons moet vernuwe wees, en ons moet die ou mens aflê. Hy sê ook vir ons, in daai selfde stuk van, to not be unequally yoked, sê hy, wat het ons te doen met ongeregtigheid, of die mense wat nie reg lewe nie. So hy sê nie, ons moet heeltemal daai mense vermy nie, God sê nie, ons moet ongelowige mense vermy nie, want ons moet by hulle uitkom, om hulle te vertel van Jesus, maar hy sê, dis nie waar ons aan ons tyd moet spandeer nie, ons gaan slegs uit in die duister in, wanneer Jesus ons lei, ons equip om hulle te kan vertel van Jesus, om hulle in die lig in te bring, maar dis nie waar ons moet bly nie. Ons vriende moet wees, mense wat saam die Here dien, wat ons mekaar kan help en voorbid en oplig en oprig. Okay, maar anyway, so, hierdie mense trek nou uit Israel uit, en hulle gaan na Moab toe, en wat gebeur toe? Die pa van die familie gaan dood, in daai tyd, as die man dood gaan, die pa gaan dood, dan moet die seuns vir die ma help sorg, né? Want die vrouens kon nie eintlik gewerk het nie, hulle het nie regte gehad nie. Toe, as ons nou aanlees, wat gebeur is, die pa gaan dood, toe vat albei die seuns, vat vir hulle Moabite of Moabitiese vrouens. Wat teen die wet is, want die Here het geweet, meeste van die keer as dit gebeur, verval die mense, en hy wil sy mense moet rein bly, dat hulle reg, en net soos ons, die bruid moet rein wees, vir wanneer Christus vir ons terugkom.
Hulle vat Moabitiese vrouens en toe gaan hulle dood. Soos al wat oorbly is toe Naomi, die ma van die familie, met hierdie 2 skoondogters, wat eintlik Moabitiese vrouens is. Maar wat gebeur het, daai vrouens het hulle geloof en hulle gode en alles agtergelaat om te trou, so hulle het ook Jode geword. Maar nou sê Naomi vir hulle, okay, net 3 vrouens, nie een mag eintlik werk nie, so hulle moet nou, dis nie 'n baie helder toekoms wat vir hulle voorlê nie. Want hulle kan nie werk nie, so waar gaan hulle geld kry, hulle weet nou nie wat om te doen nie, is in 'n vreemde land. Naomi besluit toe, okay, sy gaan terug gaan Jerusalem toe. Wag, ek wil net gaan eers verder praat voor ons daai lees. En nou het sy 2 skoondogters, en dan basies sê sy vir hulle, en sy besef, hier is nie 'n helder toekoms nie. En omdat die vrouens nog jonk is, hulle het ook geen seuns nog gebaar nie, of geen kinders gebaar nie, sê sy vir hulle, sy besef toe, hulle kan weer trou, en dan kan hulle 'n hele nuwe lewe begin, en 'n nuwe man kan hy kan vir hulle voorsien. So sy sê toe vir die 2 vrouens, die skoondogters, gaan terug, gaan lewe, kry 'n nuwe lewe vir julle nuwe mans, moenie worry oor my nie, ek gaan terug na waar ek vandaan kom. So vers 8 sê, so sê Naomi aan haar 2 dogters, gaan heen, draai om, elkeen na die huis van haar moeder. Mag die Here aan julle guns bewys, soos julle aan die dode en aan my bewys het. Mag die Here gee dat julle 'n rusplek vind, elkeen in die huis van haar man, en sy het hulle gesoen. Maar hulle het hul stemme verhef en geween. So, wat gebeur? Albei sê aanvanklik, nee, ons wil jou nie los nie, ons wil by jou bly. Sy sê toe maar, sy verduidelik te vir hulle, maar daar is nie regtig hoop nie. Sy is te oud om nog kinders te baar, en as sy moet kan kinders baar, gaan hulle nou eens gebore word. Orpa en Rut, dis die 2 skoondogters. Kies ek het hulle name vergeet om vir hulle te sê. Orpa is die een skoonsister nie, of skoondogter nie, nee, is Rut. Dan gaan, hulle is al vrouens, het al getrouwd was, het gaan te lang vat, hulle kan nie wag vir hierdie nuwe babas, as hulle moet kom om eers groot te word nie. So, staan hulle voor hierdie besluit, gaan hulle terug of gaan hulle bly, en Orpa besluit sy gaan terugdraai. So, Orpa draai weg van Naomi, en sy gaan aan, sy kry vir haar nuwe man, en 'n nuwe lewe, vermoed ons weet nie wat nog gebeur, maar sy het teruggedraai. Rut, en dis waaroor hierdie boek gaan, en dis waar ons wil stilstaan vandag by haar is, sy sê, sy gaan aanbly, sy gaan vir Naomi volg. So, vers 16, maar Rut sê, moenie by my aandring, dat ek u moet verlaat, om agter u om te draai nie. Want waar u gaan, sal ek gaan, en waar u vertoef, sal ek vertoef. U volk is my volk, u God is my God. So daai is so belangrik, julle kan daai merk of 'n nota maak in julle boekies. Daai stelling wat sy gemaak het, is so bekende stelling, dis Rut se groot stelling. Maar basies, sy wys absolute loyaliteit. Sy sê sy bly by Naomi, haar mense is nou Rut se mense en Naomi se God is nou Rut se God, né? En dan sê sy verder, in vers 17, waar u sterwe, sal ek sterwe en daar begrawe word. Mag die Here so aan my doen en so daaraan toedoen, net die dood sal skeiding maak tussen u en my. So, ons het eers hierdie tragedie gesien, waar al die mans selfsmatig afsterf en net die vrouens is oor, en Naomi gee vir hulle die keuse, gaan hulle terugdraai of gaan hulle saam toe gaan. Orpa kies om weg te draai, Rut kies om by haar te bly, né? En Rut wys absolute loyaliteit, sy sê sy bly absoluut by haar. Okay, nou, ons gaan eers deur die verhaal gaan. Nou sien ons in vers, waar het ek nou heen geblaai? Ekskuus, nou sien ons in hoofstuk 2, sien ons, hulle sê, hulle het nou aan die einde van, daar's 'n sekere tyd wat hulle daar aangekom het, en dis in hierdie oestyd, so aan die einde van hoofstuk 1 sê dit, hulle het in Bethlehem gekom, in die begin van die garsoes, daai is belangrik. Okay, maar dan, hoofstuk 2 begin met, Rut besef, hulle het nou nie kos nie, so hulle kom weer terug in Bethlehem, en die mense daar ontvang vir Naomi, dis aan die einde van hoofstuk 1, hulle ontvang vir Naomi en hulle sê, welkom terug, en haar naam het beteken, ek dink amper is blessed of blessing, ek sal net moet check wat haar naam vroeër beteken het, maar nou sê sy vir die mense wat haar ken, moenie my meer Naomi noem nie, noem my nou Mara, en dit is vers 20 van hoofstuk 1, sê, noem my Mara, en Mara beteken bitterheid.
So basies sy sê, alles wat gebeur het is sleg en sy maak amper soos Job. Sy sê, God het dit aan haar gedoen. Al hierdie dood, dit was God se skuld, God het haar verlaat, is die idee wat sy het, en nou is sy bitter. So moet my nie meer geseënd noem nie, moet my nie meer Naomi noem nie, ek is nou bitter. Okay. Nou hoofstuk 2, so daar, Rut bly baar, en sy is glad nie negatief, sy bly altyd die positiewe kant, en sy bly met 'n ligte hart. Sy sê vir Naomi, okay, ek sal vir ons gaan sorg vir kos. Ek weet ons kan nie werk nie, maar wat ek kan doen is, ek gaan die oes, ek gaan oes optel. So in Engels, sy call it gleaning. Ek is eintlik nie seker, ek vergeet wat die Afrikaanse woord is. Maar die punt is, in die oes, dis amazing, wacht, ek moet hierdie vir julle vertel. So in Leviticus leer ons van the gleaning law, okay? Maar God het in plek gestel, 'n reël, 'n wet in plek gestel, wat sê, wanneer die mense hulle lande oes, mag hulle nie alles, dis aan die Israeliete, hulle mag nie al die oes vat nie, hulle mag nie alles vir hulle self vat nie. Hulle moet bietjie van die krop moet hulle los op die punte en so, nê? En as sê maar hulle oes hier so 'n hoop, en hulle vat dit nog vol van dit af, mag hulle ook nie daai optel nie. Die wat vol moet hulle ook net daar los. Vir die mense wat inkom, vir die foreigners, die mense wat van ander plekke of ander stede inkom, en vir die armes, en vir die weduwees, want God weet dat die wet so was dat weduwees, vrouens nie kon werk nie. So weduwees en die armes was honger, en uitlanders of mense wat nie van daar af is honger, hulle het nie geld nie, hulle kan nie werk nie. So God het voorsiening gemaak. En dis deur al die jare, daai wette was geskryf toe Moses hier was. Dis deel van die wette wat Jesus vir Moses gegee het. Dis baie jare uitmekaar uit. Ek weet nie presies hoeveel nie, dit kan uitvind, maar dit is baie jare. Maar daai wet is aan plek gesit. Nou kom Rut en daai wet gaan haar nou help. Want so sy gaan kyk of sy kan oes. En omdat God daai wet in plek gestel het, wat sê, jy moet daai 'n bietjie 'n deel van jou oes los vir uitlanders en vir die armes en die weduwees, toe het sy die reg om na iemand se land toe te kan gaan en sê, kan ek hier by jou kom oes? En dan moet hulle eintlik vir kan sê, ja, is reg. So, wat gebeur? Sy sê, okay, sy gaan die kos kry, sy sal gaan oes. Sy kom toe op hierdie groot stuk land en sy begin daar oes bymekaar maak. En hier kom vers 4. En Boas, of Boas, het juis van Bethlehem afgekom en aan sy sneiers gesê, mag die Here met julle wees. En hulle het hom geantwoord, mag die Here u seën. So Boas is, jy gaan nou sien wie hy is, maar hy is eintlik 'n bloedverwant van Naomi. Menende hy is deel van haar familie, aan haar man se kant, hy is familie van die man. So daar's 'n bloedkonnektasie aan hulle, né? Dit gaan nou belangrik wees. Maar hy weet nie noodwendig, hy weet nie wie Rut is nie, en Rut weet nie wie hy is nie. Maar dit gebeur net so, mense sal sê toevallig, maar daar is nie iets soos toevallig nie. Dit gebeur so dat Rut op Boas 'n stuk land beland, né? En dis waar sy begin om oes in te bring. En hier kom Boas aan, en hy vra vir die mense, okay, so eers hy seën sy werkers, hy seën die mense wat daar oes inbring, en hulle seën hom terug, en daarop sê Boas, ja, aan sy dienaar, die opsigter oor die snyders, van wie is hierdie jong vrou? So wat gebeur? Hy kom terug van Bethlehem af, hy is op sy land, en hy sien vir Rut, en hy sien hoe sy daar besig is om die oes in te bring. En hy sê, wie is sy? En die dienaar, die opsigter oor die snyders, antwoord, en sê, dit is die jong Moabitiese vrou, wat saam met Naomi uit die veld van Moab teruggekom het. So, okay, ek gaan maar aangaan. En sy het gesê, kan ek maar are optel en insamel by die gerwe agter die sneiers? Sy het toe gekom en gebly van môre af tot nou toe. Sy het maar min daar in die huis gesit. So, hy sien haar raak en hy vra, maar wie is die meisie? En die eerste ding wat gesê word, is sy is 'n Moabitiese meisie. Menende, sy is nie een van ons nie. Sy is 'n uitlander, sy is 'n foreigner, en onmiddellik moet dit vir haar vir beteken, jy mag nie meng met daai, bly weg van daar. Maar dan sê hy, sy het saam met Naomi gekom. So Naomi is familie van Boas, of Boas, né? Okay, so, as ons afgaan,
Na vers 11 toe. Wat gebeur toe is, Boas begin met Rut praat, en in vers 11 praat hy nou met haar, en hy antwoord en sê vir haar, aan my is alles omstandig vertel, wat jy aan jou skoonmoeder gedoen het, na die dood van jou man, en dat jy jou vader en jou moeder en jou geboorteland verlaat het, en na 'n volk getrek het, wat jy gister en eergister nie geken het nie. So basies, hy vertel net vir haar dat die stories het geloop, en hy het gehoor van haar loyaliteit, hy het gehoor hoe absolute loyale vrou hierdie Rut is. So, wie sy is en haar karakter daarvoor uitgegaan. En dis hoe ons moet wees, as vrouens en kinders van die Here. Ons sagtheid, ons loyaliteit, ons karakter, wat God in ons skep, moet so uitkom dat die mense weet. En ja, mense gaan lelik praat van die mense gaan, maar dit gaan nie daaroor, oor die algemeen moet jou karakter jou vooruitgaan, hè? En dan sê dit vers 12, mag die Here jou daad vergelde, en mag jou loon volkome wees van die Here, die God van Israel, onder wie se vleuels jy kom skuil het. So voor ons aangaan, wil ek net gou daar, vir 'n oomblik stop. So wat gebeur het? Rut het in die eerste hoofstuk, hoor ons sy het getrou met Naomi se seun, Moabitiese vrou getrou met 'n Joodse man. Wat beteken het, is dat sy moes 'n Jood geword het, of 'n Jodin, om met hom te kan trou. So sy het haar geloof agtergelaat, en die Joodse geloof aangeneem. So sy het ons God aangeneem, net Jesus was nog nie daar. So sy het God, maar sy is nie 'n Christen nie, sy is 'n Jood, en dit is nog Ou Testament, né? Maar sy het God aangeneem, so in ander woorde, sy was gered, maar sy was, as ons kyk na 'n prentjie, want in die Bybel, soos ek van tevore gesê het, alles het dieper betekenis, en daar's patrone wat ons moet raak sien. So hier's 'n patroon wat vir ons begin ontwikkel. Ons gaan nou verder gaan met hom, maar net om so lank in gedagte te hou. Sy het getrou, en omdat sy getrou het, het sy in hierdie nuwe geloof ingestap, né? So sy is eintlik gered, maar haar man is te dood. So nou het sy nie 'n man nie. En nou moet sy hulle het nou Bethlehem ingekom, en nou moet sy werk vir kos. Sy het niks om, nou moet sy hard werk om eintlik te kan kos inkry. Sy is honger. So, dit gee vir ons 'n prentjie van, as jy gered is, sonder 'n verhouding, né? So as jy net gered word, as ons gaan die storie los vir 'n oomblik, en ons dink net aan hoe ons situasies nou is. As jy jou hart vir Jesus gee, dan word jy gered, maar as jy nog nie eintlik 'n intieme verhouding met Jesus het, jy leer nie Jesus ken nie, dan is dit asof jy in 'n verhouding is sonder 'n man. Daar's nie liefde nie, want Jesus is liefde in daai verhouding. Jesus wil hê, ons moet hom nie dien uit reëls en regulasies, en ons moet so of ons moet so. Dis nie waar dit gaan nie. Vir Jesus gaan dit alles oor 'n verhouding, 'n liefdesverhouding. Dit kom die hele Bybel se liefdesbrief. En as ons kyk na Song of Songs of Hooglied, en baie van die psalms en Rut, dis alles is liefdesstories en liefdesgedigte wat Jesus vir ons skryf, om vir ons te sê hoe lief hy is vir ons, en alles wat hy doen is net uit liefde uit. En hy wil hê, ons moet net, dit gaan net oor die verhouding, die liefdesverhouding met Jesus. As ons nie daai liefdesverhouding het nie, dan is dit asof ons getroud is sonder 'n man, né? En dit is waar die mense sit, wat met werke hulle self probeer het. En in die Ou Tyd, in die Ou Testament, kon hulle net gered wees deur werke. Hulle moes probeer het om die hele wet te vervul en te onderhou, maar dit is menslik onmoontlik. Wat beteken het, niemand kon eintlik gered gewees het nie, maar hulle probeer, en dit gaan oor hoe hard jy werk, en hoe goed jy optree, en dit maak of jy gered is of nie. Dis half en half die situasie wat ons haar nou, dis 'n prentjie van waar ons haar nou sien. Sy is gered, want hierso praat Boas, en in vers 12, en hy sê, mag die Here jou dade vergelde, en dan sê hy, die God van Israel, onder wie se vlerke jy kom skuil het. So toe sy getrou het, en toe sy daai geloof aanvaar het, as haar eie die ou geloof, die verkeerde geloof agtergelos het, sy dit aanvaar, sy het God al aanvaar, en onmiddellik is sy onder sy beskerming. Maar sy loop nie daai liefdesverhouding nie, en dis hoekom sy nog in werke is, en dit gaan nog moeilik. So, hou net daai prentjie in jou kop. Nou gaan ons aan, so basies wat gebeur is, sy en Naomi, sy kom dan by die huis, en sy kry baie guns by Boas. Hy sê, sy moet kom werk om, en hy sê, asseblief moenie op iemand anders se veld gaan werk, kom werk altyd net op my veld, en jy kan kry soveel as wat jy wil, en dan sê hy vir sy ander werkers, gooi so aspres bietjie van die oes af, dat dit makliker is vir hom op te tel, en hy absolute guns wat haar volg, die guns van die Here wat op haar is, né? Bonatuurlik, dit hoef nie sin te maak nie, en dis wat ons porsie is.
Jesus wil sy guns op ons laat rus. Ons moet dit net oop wees om dit kan ontvang en dit raak te sien. Nie of ons dit verdien nie, en dis ook waar ons moet nie dit probeer uitredeneer nie. Nie moet probeer dink, okay, maar in die wêreld is dit die reëls, of hierdie moet gebeur, of ja, wat ook al nie. Moenie laat redenasie en denke en maniere van hoe dinge gewoonlik gebeur, jou blok om God se blessing te kan aanvaar. God kan enige reëls net, hy gee nie om oor reëls op die aarde, hy is ver groter. Okay, so wat dan gebeur? Naomi sê dan eintlik vir dit, okay, sy vertel van Boas, Naomi, Rut gaan sê vir Naomi, ek het vir u man ontmoet, sy naam is Boas, hy is my so gunsbewys. Naomi sê, oh my word, Rut, dit is ons bloedverwant, nee, of ons kinsman redeemer, okay? He's a kinsman, so, wat dit beteken is, hy is familie van ons, in daai tyd, weer eens die wonderlike wet, wat God jare voor dit in plek gesit het, dat as dit in so 'n situasie is, waar die vrou se man oorlede is, en hy het nog nie kinders nie, wat haar nou kan ondersteun nie, so basies hulle situasie, dan moet die naaste familielid wat 'n man is, het dan die reg om hulle los te koop. Nee, wat beteken, as daar skuld is, moet hy die skuld afbetaal, en as daar nog nie kinders gebore is nie, moet hy dan daai vrou vat, en met haar trou. So basies, die volgende mens wat in die familie is, die volgende bloedverwant van Naomi, moet nou vir Rut vat, met haar trou en vir haar kind baar, sodat daar 'n seun kan wees wat daai familielyn kan laat aangaan, maar ook om te kyk na en so basies hy moet homself ontferm oor haar. Nou, Boas is een van hierdie wat dit kan doen, want hy is 'n bloedverwant, hy is familie van Naomi, van die ma, nee, so hy kan met Rut trou, en dan kan hy haar so verlos, maar daar is ook 'n stuk land wat Naomi hulle moes verkoop het, want hulle het nie geld gehad nie. So die bloedverwant moet, of die kinsman redeemer, die bloedverwant losser, die een wat hulle gaan loskoop, hy moet daai stuk land koop, en dan moet hy met Naomi trou, dis wat moet gebeur. Nou, so Naomi vertel vir dit, hierdie, en sy sê, wow, daar's hoop, nee? Kyk net die Here stuur haar na hierdie land toe, na hierdie man toe, die man sien haar guns wat op haar is, en okay, dit klink wonderlik, en so sê Naomi vir dit, okay, jy moet jouself mooi aantrek, moenie net soos 'n werker lyk, trek jou mooi aan soos die vrou, soos 'n mooi vrou, en dan doen 'n bietjie moeite, en dan gaan jy vanaand, en gaan ontmoet hom waar hy slaap, daar, want hy het saam met die werkers daar geslaap in die waardige oeset, en gaan na hom toe, en dan basies sê jy vir hom, ek is Naomi, dis die situasie, jy kan ons loskoop, as jy sou wou, en ek is bereid om myself vir jou te gee, ek is bereid om met jou te trou. Sy present haarself en sê, ek wil gered word, as jy bereid is om my te red. Wat er gebeur, en nie, ag, dis amazing, basies, Boas is net mal oor Naomi, hy is heeltemal verlief, want dis God se hand, en hy sê, hy wil haar verseker red, of verseker loskoop, nee? So ek net gaan kyk, waar is dit nou? So dis in hoofstuk 3, wat ons dit sien. Kyk na vers 12. Hier is 'n interessante draaipunt. So dit sê, dis Boas wat praat, dit sê, nou dan, dit is sekerlik waar, dat ek die losser is. So hy sê, ja, dit is so, ek hoor wat jy sê, en ek aanvaar wat jy sê, maar, daar is nog 'n losser, nader as ek. So, nader as ek beteken, hy is 'n closer relative, of aan Naomi as wat Boas is. So, om alles reg te hou, volgens die wet en die reëls, moet daai man eerste keuse hê. So, wat gebeur is, Boas gaan na die poort toe, as ons kyk, hoofstuk 4, vers 1. En Boas het opgegaan na die poort, en daar gaan sit. So, in daai tyd, hulle na die poorte, die ingang van die stad gegaan, die mans het daar gesit en vergader, was 'n meeting place gewees. En Boas was daar, en hy het daai losser ook laat roep, en dan het hy voor die ander mense wat daar is om as getuies te wees, het hy nou vir die man vertel, hy sê, okay, jy is 'n losser, jy is nader verwant as wat ek is aan Naomi, daar is hierdie stuk land wat gekoop moet word, hulle moes dit verkoop het, want het nie geld gehad nie, die losser, daai ander ou sê, is reg, ek koop het. So in daai oomblik, dink ons, ag nee, nou gaan hy met Naomi, met Rut trou, en nie gaan die hele liefdesstorie nou net vernietig word. Maar,
toe sê Boas vir hom, okay, is reg, jy kan nie daai land koop, maar as jy dit koop, moet jy ook met Rut trou, en dis hoe die reël is. Hy sê, maar dis 'n Moabitiese vrou. Nou kyk ons gou na vers 6, so hoofstuk 4 vers 6. En die losser, so dis nou daai ander man, hy sê, ek kan dit nie vir my los nie. Anders bederf ek my erfdeel. So dit is alles die oomblik toe gehoor het dat Rut 'n Moabitiese vrou is. Hy nie, hy wil niks te doen met haar nie, want hoekom? Dit gaan sy erfdeel bederf. Neem jy my lossingsreg oor, want ek kan nie los nie. So, net voor ons verder gaan, so basies net die feit omdat sy 'n Moabitiese vrou is, al het sy dit agtergelaat. Al het sy haar lewe verander, sy het haar vader, haar moeder, haar kultuur, haar land, alles agtergelaat. Sy het Bethlehem toe kom, so sy het klaar die God van Israel aangeneem. En toe sy nou saam met Naomi Bethlehem toe kom, sy het absoluut bewys dat sy ernstig is, dat sy het haar verlede agtergelos. Maar ten spyte daarvan kry jy mense wat nog steeds jou verlede probeer opbring en jou probeer label aan jou pas en wat jy gedoen het en die foute wat jy gemaak het. En dis presies wat die man doen. Hy hoor dat sy van Moab afkom en net vir daai rede, geen nie om wie sy nou is en wat sy karakter sy nou uitbeeld en hoe die Here haar verander het nie. Net oor daai te gehoor het van haar verlede, sê hy nee, hy wil niks met haar te doen nie. Dit gaan alles van sy hele lewe en alles sy erfdeel wat hy opgewerk het, gaan dit bederf. Maar gelukkig, Boas kyk nie na die verlede nie, hy kyk na wie sy nou is, hy sien haar ware karakter. En vers 7 sê, en dit was vroeër in Israel die gebruik by lossing en by ruiling, om enige saak van krag te maak. Die een trek sy skoen uit en gee dit aan die ander. Dit was dan die bekragtiging in Israel. So dis nogal funny, en ons doen dit nie nou meer nie, maar in daai tyd, as hulle nou 'n deal ondergaan het, nou deesdae skud ons hande of ons teken 'n kontrak, maar wat daar gebeur het, is hulle skoene geruil. So wie jy gee jou skoen vir my en ek gee vir jou my skoen, dan ons nou 'n deal hierso ondergaan. So dit is actually 'n fisiese skoene. So dis nou wat daar gebeur het. So nou is die deal vasgemaak. Nou kan Boas die grond koop, maar hy kan ook vir Rut kry en kan met haar trou. Daarop het die losser vir Boas gesê, koop dit vir jou, en hy het sy skoen uitgetrek. So daar wys dit, okay, hy gee oor, hy wil niks te doen hê met haar nie. Dan gaan ons gaan na, gaan kyk. Vers 11, toe, fast forward, en toe sê die mense wat in die poort was, so dis die getuies wat daar was, en die oudstes, ons is getuies, mag die Here die vrou wat in jou huis inkom, so hulle praat met Boas en hulle praat van Rut, hulle sê mag Rut, maak soos Rachel en soos Lea, wat saam die huis van Israel gebou het, en verwerf was in Efrata, en mag 'n naam en maak 'n naam in Bethlehem. Okay, skus, daai het nou 'n bietjie moeilik gegaan, maar die punt is, hulle sê basies, hulle spreek hulle blessing uit, hulle sê, mag Rut vir jou baie vrugbaar wees, en mag julle 'n lieflike familie saam bou en 'n geseënde lewe hê. Nou, daar's 'n klein stukkie aan die einde van die hoofstuk wat ek met julle wil deurgaan, maar net gou om vir julle die patrone te wys. So, jy kan dalk 'n nota maak op 'n papiertjie as jy het. Ek gaan net vir die outline gee, want dit maak dit makliker om dit te gaan bestudeer, want julle gaan dit self self verder gaan tyd spandeer. Maar want dit is so ryk, daar's so baie, maar daar's 4 hoofstukke, so jy kan dit in so 4 blokkies indeel, né? So die eerste hoofstuk begin met hierdie tragedie en dood, want dit is waar die seuns doodgaan, so eers hulle trek uit die land uit, hulle gaan bly in Moab en dan gaan al die mans dood. So dis tragedie en dood wat daar is. En dan kom ons by 'n keuse. Dis 'n groot keuse, dis Orpa of Rut, dis dood en dis lewe. So Orpa en Rut het gestaan en Naomi het vir hulle 'n keuse gegee. Sy het gesê, draai weg of bly by my, né? In daai oomblik was dit eintlik 'n keuse van lewe of dood. En Orpa het dood gekies en Naomi het lewe gekies. Dis wat ons elke dag mee gekonfronteer word. Ons word gekonfronteer met, is ons Rut of is ons Orpa? Gaan ons wegdraai van die God wat ons nou reeds dien, of gaan ons bly by die God wat ons dien? Die oomblik toe Orpa daar omgedraai het en weggegaan het sy uit die Bybel uitgeloop. Sy het uit onder God se beskerming uitgeloop, sy het uit die geloof uitgeloop, sy het teruggedraai na haar ou God, na haar verlede toe. Maar Rut, en ons hoor nooit weer van Orpa nie, daar is die laaste, die oomblik toe sy omgedraai het, sal nooit weer oor haar geskryf in die Bybel nie.
En dit wys vir ons wat gebeur as ons die dood kies, as ons nie kies om by Jesus te bly nie. Rut aan die ander kant het gekies om loyaal te bly aan die God wat sy reeds begin dien het, toe sy getrou het, maar ook aan Naomi. En met dit het daar blessing en restaurasie gekom vir haar, en net 'n wonderlike lewe. Die Here het alles vir haar kom verander na nuut gemaak. En haar in 'n ver beter posisie gesit as waar sy was en voor die tyd en tydens die tyd van hierdie tragedie. En selfs met Job, wat ek nie nou vir julle gesê het nie, Job was so wel af en toe het hy deur hierdie baie moeilike tyd gegaan. En na hy daar uit is, het God vir hom vermeerder. Hy het veel meer gehad na hierdie moeilike tyd as wat hy ooit voor die tyd gehad het. En dis dieselfde wat ons hier by Rut sien. So dan, die einde van hoofstuk 1 is waar ons sien Naomi is bitter en Rut wys haar loyaliteit. Nee, daai loyaliteit is ook belangrik. Dan kom ons by hoofstuk 2. En dit gaan half in 3 wees, né? Die eerste deel sien ons hoe planne gemaak word en hierso is Rut die een wat praat en sy sê sy sal verantwoordelikheid neem vir die kos. Sy sal gaan kos skryf hulle om te gaan oes. Dan in die middel, net na dit, omtrent in die middel van hoofstuk 2 kry ons Boas daar's 'n ontmoeting. Ontmoeting tussen Boas en Rut, né? En hy spreek 'n seën oor haar uit. Hy bless haar. En daar sien ons 'n bietjie van sy karakter. Dan, die laaste deel van hoofstuk 2, gaan Rut en sy weer by Naomi, en hierdie keer begin Naomi, sy jubel en juig, there's rejoicing, there's joy. Naomi het haar bitterheid begin verander na vreugde, en dit is Rut wat vir Naomi kom sê, ek het vir Boas ontmoet. So skielik is daar hoop, né? Waar daar vroeër gelyk het soos geen hoop, net aan die einde van hoofstuk 1 was daar geen hoop nie, en nou aan die einde van hoofstuk 2 skielik is daar 'n moontlikheid van hoop. Dan kom ons by hoofstuk 3. Ons sien weer hoe daar planne gemaak word. Dis weer tussen Naomi en Rut. Hierdie keer is dit Naomi wat gesels. En Naomi sê vir haar, Rut, trek jou mooi aan. Hy kan ons help, maar hier's die plan. Trek jou mooi aan en gaan sit dan, vertel hom, hy kan jou red, jy gee jouself oor aan hom. Nou kom ons gaan, die volgende deel is weer eens 3 dele. Soos in hoofstuk 2 se tweede deel was die ontmoeting van Boas en Rut. Nou weer in hoofstuk 3, die middel, sien ons weer Boas en Rut by mekaar. Hierdie keer is dit Rut wat praat, dis nie Boas nie, hy het daar's gebless. Hierdie keer is dit Rut wat sê, Boas, ek gee myself oor aan jou, asseblief, ek wil gered word, red my. En daai is so mooi. Dit is vir ons 'n prentjie van wie ons moet wees. Onthou wat ek nou gesê, daai prentjie wat ons begin praat het, toe ons gesê, Rut, dit is asof sy's in 'n religious, sy's gered, maar dis 'n religious manier, dis met werk en daar's nie 'n man nie, daar's nie liefde nie. Nou, Boas gaan na kinsman redeemer word. Dit is 'n prentjie van Christus wat ons red, wat ons kom uithaal, wat met ons is die bruid van Christus en hy koop ons los van ons hele verlede. So Boas is 'n prentjie van Christus en Rut is 'n prentjie van ons. Maar ons gaan nou verder by daai prentjie uitkom, maar hier op hierdie deel waar sy vir hom sê, ek is hier, ek wil aan jou behoort, ek wil hê jy moet my red. Dis wat ons moet doen vir Christus, dit wat ons gedoen het aanvanklik toe ons harte vir Jesus gegee het, maar daagliks en in elke oomblik moet ons harte en ons hele lewe en ons hele wese totaal en al surrender aan God en sê, God, hier is ek. Red my, doen met my net soos U wil, ek wil net lewe vir U. Okay, dan aan die einde van hoofstuk 3 het ons weer eens die ontmoeting van, of die bymekaar kom van Rut en Naomi, en hierdie keer is Naomi nog meer opgewonde, want Boas het gesê, is reg, hy gaan met Naomi, met Rut trou, hy gaan net dinge gaan reël. So, as ons kyk, aan die einde van hoofstuk 1, was Naomi baie depressed, daar was geen hoop, einde van hoofstuk 2, miskien 'n bietjie hoop, einde van hoofstuk 3, wow, daar is hoop, hy het gesê, ek gaan voort met dit. Nou, kom ons weer by hoofstuk 4. Nou, as julle onthou in die begin, as aan die einde van hoofstuk 1, het Rut se loyaliteit, was 'n kenmerk vir ons daar, dit het uitgestaan. Nou, sien ons Boas se loyaliteit, né? So hy sê, nou, hy is loyaal in die familie, hy sal die pligte uitvoer, hy sal hulle loskoop, en hy veg ook vir Rut, hy gaan na die stad toe, hy gaan praat met die mense, en hy sê, hy doen alles moontlik om alles in plek te stel, sodat hy met Rut kan trou. So ons sien sy loyaliteit, en ons sien Rut se loyaliteit in die begin van hoofstuk 1, en hier is hoofstuk 4 se begin.
Dan eindig dit met hulle twee wat trou. So Boas en Rut trou. En hulle kan dit in hoofstuk 4 gaan lees en dan verwag hulle 'n seentjie. So, nie net was Rut aanvanklik gelos sonder 'n man, sonder 'n hoop nie, maar en sy het nie 'n kind gehad nie, dit beteken dat die lyn van die familie het nie aangegaan nie en sy het iemand gehad om vir haar te help versorg nie. Aan die einde van hoofstuk 4 het al daai slegte goed, die tragedie en alles van die begin en die feit dat daar net geen hoop was, het alles verander na 'n besonderse toekoms en abundant blessing, so blessing en restaurasie. Want sy is nou 'n vrou en sy kon 'n ma wees, sy het 'n kind gebaar, sy is redeemed deur Boas, wat 'n prentjie van Christus is, en so kan dit voortgaan. So dit is so mooi, want Boas het ten spyte van die feit dat sy 'n Moabitiese vrou is, ten spyte van die label wat op haar geplaas is op haar verlede, het hy gekies om haar te red en hy het haar lief gehad vir wie sy werklik is. Hy het haar hart lief gehad vir die diep binneste, die werklike Rut wat sy is, en dit is hoe Jesus ons lief het. Vir wie hy ons gemaak het, ons hart, nie wat ons gedoen het, nie wat ons verkeerd gedoen het, nie ons verlede nie. Hy is net so lief vir ons, en hy het ons kom loshoop, al is ons vuil as Gentiles gelabel, ons is nie deel van die uitverkorene volk nie. Jesus gee nie om dit nie, hy is net lief vir ons. Hy sien ons werklikheid, hy sien wie hy ons gemaak het om te wees, en daarom is hy lief vir ons, hy het ons kom vrykoop. Dan, die amazingste ding, nie amazing, alles is amazing. So ek weet nie of julle daai parallelle begin sien, soos net in die begin was die tragedie, nou is dit hierdie absolute restaurasie. Selfs Naomi is gerestoreer, sy het nou 'n kind, 'n klein kind wat haar familielyn kan aangaan. Rut het 'n kind. Dis net alles is reverse en ge-increase. Selfs as met Job. En dan was al daai parallelle van die verskillende ontmoetings en wie gepraat het en so. So dis net so interessant hoe dit bymekaar geweef is. Maar wat so amazing is, as jy kyk van vers 17 af, dan praat dit oor die seun wat hulle gebaar het, wat Naomi en Boas gebaar het. Sy naam was Obed, né? En hierdie seun, gaan dit aan, dan sê dit, Obed, en hy was die vader van Isai of Jesse, die vader van Dawid, en dan praat hy weer 'n bietjie later van Dawid op die laaste vers. Daai klein genealogy, daai stukkie geskiedenis wat vir ons daarin gesit is, wys vir ons dat as dit nie vir Rut was nie, en as dit nie was vir Boas nie, en dat hulle bymekaar gekom het en 'n kind gebaar het nie, sou die lyn van Dawid nie kon aangaan nie. Nou net om vir julle geskiedenis te gee, die lyn van Dawid is waaruit Jesus gebore was. Die belofte is, dis 'n hele ander dag se boodskap, en dis was so baie, maar God het aan Dawid die belofte gegee, dat van sy lyn af, sy familielyn af, gaan die Messias kom, nog gaan 'n koning wees, né, wat almal gaan red, en dit gaan die ultimate koning wees, en dit is Jesus. So Jesus moes uit die familie, die bloedlyn van Dawid uitgekom het, en Dawid is dus ook die bloedlyn van Juda, né, van die stam van Juda, dis hoekom Jesus die leeu van Juda is. Toe, Rut se man, so Rut is hierdie vuil Gentile, sy is nie 'n Jood nie. Sy is getroud met 'n Israeliet wat nou 'n skoon heilige mens, uitverkore mens is. Hy gaan dood. Hy was nie die skoon heilige een, was nie die een wat gekies was om die lyn van Christus te laat aangaan nie. As die lyn daar gestop het, dan kon Christus nie gebore geword het nie. Want dis 'n profesie wat in vervulling moes wees. Christus moes uit die lyn van Dawid uitgekom het vir hom om die Messias te wees. Maar hierso haal die duiwel daai seuns uit. Hier's albei die seuns, Orpa se man en Rut se man is albei dood. So Naomi het geen meer seuns nie. Sy het nie geweet dat dit deel was van haar familie waar Christus gaan kom nie, maar in die groter prentjie, as ons net so 'n bietjie uitzoom, daar stop die tydlyn. Skielik is dit onmoontlik vir Christus om te kom. Skielik is dit onmoontlik vir enige van ons om gered te word, want nou die bloedlyn gestop en nou is daar niemand wat dit kan aangaan vir Christus om te kom nie. Maar God is so in die detail, dit gee nie om hoe die situasie lyk nie. God se plan sal altyd geskied. En ek wil net hê julle moet weet dat julle toekoms is veilig in God se hande. Geen nie om hoe dit lyk nie. Julle toekoms is veilig in God se hande, net soos wat die bloedlyn van Dawid altyd veilig was, sodat die Messias kon kom, dat Jesus kon kom. Hier het Jesus, God het dit op 'n ander manier laat uitwerk, en Rut, omdat sy loyaal gebly het, kon daai bloedlyn aangegaan het. As dit nie vir haar loyaliteit was, die loyaliteit van 'n vrou, kon die bloedlyn van Christus nie aangaan nie. Van Dawid nie aangaan om by Christus te kom nie. So,
baie keer word vrouens geminag, maar daar's 'n rede. Die Here het so 'n belangrike plek vir ons, né? Ons moet nooit daai sagtheid van wie jy is as 'n vrou opgee nie en moenie ooit jou plek en jou roeping minag nie. God het so 'n belangrike roeping vir jou. As jy nie lojaal bly en gehoorsaam bly, soos wat Rut hierso was, sy het nie gekies om te draai nie. Orpa het gestop. As Rut soos Orpa gemaak het, dan was daar ook nie 'n Christus vir ons vandag, maar was daar nie redding nie. So wees soos Rut en kies, selfs nie moeilike tye, jy kan sien hoe dit gaan uitwerk nie. Kies altyd vir Jesus en bly lojaal, want Jesus, God sal dit laat uitwerk. En in hierdie het God dit so laat gebeur dat Boas so inkom en ons guns op Rut en daai wette wat God baie jare terug ingesit het van die gleaning of van die oes en van die kinsman redeemer, die vir 'n bloedverwant losser. Al daai wette het nou, God het dit toe al in plek gesit, want hy het geweet dit gaan nodig wees vir dit, maar hy het ook vir daai mense, want God is so ver buite tyd. Hy weet al die einde, nog voor dit, van die begin af weet God al die einde van alles. Hy is buite tyd, so rus net in die wete dat God absoluut in beheer is. En daai feit dat aan die einde wys hulle vir ons dat hulle seun het toe gemaak dat die bloedlyn kon aangaan en van daar af is Jesse gebore. Jesse is die vader van Dawid. En ja, so dit het gemaak dat daai hele bloedlyn kon aangaan, dat Dawid se bloedlyn gevorm kan word, aan kan gaan en dat Christus ultimately kan gebore wees. Dis alles hierdie Moabitiese vroue, eintlik 'n vuil vrou, een wat nie heilig is nie, wat goed is vir niks nie, wat die Here gebruik het. Hy het besluit self sy. So God gee nie om oor perfekte mense, en dit gaan nie daaroor, dit gaan net oor die hart. As jou hart gewillig is, jou hele wese net gewillig en gehoorsaam, dis al wat God soek. En dan kan hy met ons werk en hy kan sy wil laat geskied. Kom ons sluit die oë. Dankie Koning Jesus. Dankie vir die boodskap. En Jesus, dankie vir die wonderlike liefdesverhaal. Wat 'n voorreg om so 'n beautiful liefdesstorie te kan hê in die woord wat ons kan lees en van kan leer. Thank you Lord that you are our kinsman redeemer. U is ons Boas wat ons kom red. Dankie Koning Jesus vir die bo-natuurlike guns wat ons volg al die dae van ons lewe. Dankie dat U ons kom red het, of was ons vuil, of het ons dit nie verdien nie, of was daar geen hoop vir ons nie, Jesus. U het nie gekyk na wat ander mense sien as hulle ons sien nie. U het ons hart gesien, Jesus. U het gesien wie U ons gemaak het om eintlik te wees. Dankie, thank you for coming to redeem us, Lord. Dankie dat U ons kom red het. En help ons om te wees en te word wie U ons eintlik gemaak het om te wees. Laat elkeen wat U is, sal al meer gevorm word en al meer stap in wie U hulle gemaak het om te wees. Uniek, so uniek is elkeen van ons, vir 'n spesifieke en spesiale roeping. Dankie dat U al meer en al meer en al meer van daai roeping op elkeen van ons se lewens vir ons openbaar. En dankie dat elke dag, ek verklaar nou in die geestesriem in, elke dag van ons lewens dra by tot daai roeping, tot die voorbereiding van daai roeping wat U vir ons gegee het, elkeen van ons. Dankie Koning Jesus. Heilige Gees, kom hou aan werk in ons hart en maak vir ons oop hierdie liefdesverhaal van die kinsman redeemer, van hoe U ons kom red het, Jesus, van die wette en die alles wat U in plek gesit het om ons te kan kom red. Dankie dat U in elke detail van ons lewe is. En dankie dat ons kan weet sonder twyfel, dat ons toekoms veilig in U hande is, Jesus. Dankie Koning Jesus. Dankie dat ons nou met hierdie liefdesverhouding met U kan geniet. In Jesus almagtige naam. Amen.